Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 7de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, Jocelyn se verdwyning, 4 weergawes bestaan. Die nuushoofdtrekke vir vandag lyk so. Suid-Afrika gaan nie teen tariewe instel teen FSA. Jocelyn se verdwyning, 4 weergawes bestaan. Uitspraak is gemaak oor laagkoste mediese opsies. ANC sal land uitbou. Waar kom die 30% tariewe nou vandaan? Elektriese fietsse moet lisensies kry. Waar's die beker semifinale vandag? 4 weergawes, dis waarmee die hof tans sit. Die blonde kop meisie het op 19 Februarie 2024 spoorloos verdwyn uit die Middelpos informele nedersetting. 5 mense, Jacqueline, oftewel Boeta Apollos, Steveno van Ryn, Kelly Smith, Boomza Sigaka en Lorenza Rens Lombard is aanvanklik weens hierdie kind se verdwyning in hegtenis geneem. Die verhoor teen Apollos, Van Ryn en Smith het op 3 Maart 2025 begin in die Kaapse Hooggeregshof wat in Saldanha sit. Kelly, Jocelyn se ma, Apollos en Van Ryn staan tereg op aanklagte van mensenhandel en ontvoering. Die staat voer aan, Smith is die beesterbrein agter haar kind se verdwyning. Die hof het Vrydag gehoor hoe Apollos in sy onderhoud met luitenant-kolonel Adrian Pretorius sê dat Smith hom aangesê het om vir Jocelyn na iemand met die naam van Makalima te vat en dat haar onderhandelinge aan die gang is. Jocelyn se graad 1 klas juffrou het na Maart het gesê 'n Nigeriese man het haar op skool gebel en gesê Jocelyn is 'n vraghouer op 'n boot. Die boot was glo op pad na Wes-Afrika en Kelly is aangesê dat sy gou moet speel. Sy het Smith ook gevra of sy die polisie ingelig het. Smith het aan haar gesê sy is bang want Saldanha se mense wil haar glo seermaak. Nico Kutse, 'n inwoner van Dias, wil het getuig. Smith het eendag in Augustus 2023 vir hom gesê sy gaan haar kinders laat wegvat. Sy het nie gesê na wie of waarheen sy die kinders sou wegvat nie, het Kutse aan die hof getuig. Sy het ook aan hom gesê, as hulle die keer kom en nie die volledige R20,000 het nie, sal sy tevrede wees met R5,000 kontant. President Donald Trump het Woensdag aand op sy bevrydingsdag geleentheid nuwe tariewe op invoere aangekondig, wat hy wederkerige belasting genoem het. Suid-Afrika sal belas word met 'n invoertarief van 31%. Ronald Lamola en Pakstau het Vrydag in 'n mediakonferensie oor Suid-Afrika se strategiese benadering raak aan die tariewe gehou, raak aan die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, oftewel AGOA, sê Tau, soos hulle dit verstaan, neem die nuwe tariewe AGOA se beskerming weg. Ongeveer 25% van uitvoer na Amerika vind onder AGOA plaas. Die ander 75% gebruik dit nie. Die 31% tarief wat deur die Amerikaanse administrasie geïmplementeer is, sal vanaf 9 April van krag wees. Die FSA het verlede jaar 7,45% van Suid-Afrika se totale uitvoere verteenwoordig, terwyl Suid-Afrika slegs 0,4% van die Amerikaanse totale invoer uitgemaak het. Tau sê hulle besef, die tariewe gaan die landbou veral, die sitrusbedryf en die motorbedryf in die algemeen die swaarste tref. Tau sê president Cyril Ramaphosa het gesê hy sal op die regte tyd 'n afvaardiging na Amerika stuur. Die regering sê Suid-Afrika is daartoe verbind om ekonomiese groei, nywerheidsontwikkeling en die welstand van sy burgers te verseker. Die Raad van Gesondheidsfinansies, die BHF, gaan appeleer teen uitspraak wat Dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria in sy hof aansoek oor die laagkoste opsies vir mediese fondse gelewer is. Die BHF het 'n aansoek teen die Raad op Mediese Skemas, die RMS, die Registrateur van Mediese Skemas en die Minister van Gesondheid gebring. Die hof is gevra om die respondente se besluite oor laagkoste opsies in die vrystelling wat versekeraars die wet op mediese skemas kry om goedkoop mediese versekering aan te bied. Die departement het aangevoer, hy het nooit beloof dat laagkoste opsies bekendgestel sal word nie en dat dit sou afhang of dit haalbaar en billik is. Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid, het die inhoud bevestig. Die vraag sou wees of die laagkoste opsies voordelig vir die publiek sou wees. Die laagkoste opsies word beoog vir private mediese sorg aan laagbesoldigde mense. Tot dusver bied die laagkoste opsies wat voorgestel word nie behoorlike mediese behandeling aan laer inkomste groepe nie.
Die ANC sal voortgaan om Suid-Afrika uit te bou vir diegene wat in die verlede benadeel is. Diplomatieke spanning heers tans tussen Suid-Afrika en Amerika nadat president Donald Trump 'n uitvoerende bevel onderteken het, waarin hy alle finansiële hulp aan Suid-Afrika beëindig het. Trump bied ook as deel van die uitvoerende bevel moontlike vlugtelingstatus aan Suid-Afrikaners, veral boere aan. Trump is glo ontevrede met Suid-Afrika se onteieningswet en bande met terroriste organisasies soos Hamas en lande soos Iran. Na die uitvoerende bevel het Amerika sy finansiering van onder meer MIV-vigsprogramme in Suid-Afrika totaal stopgesit. Paul Mashatile het verder gesê dat Suid-Afrika met ander lande sal saamwerk. Daar is lande wat saam met ons wil werk, lande soos die Europese Unie, China, Rusland en Indië, het hy gesê. Hy het aan die mense by die gedenkdiens ook die versekering gegee dat grond binnekort aan regmatige eienaars terugbesorg sal word. Die Bella-wet, die wysigingswet op basiese onderwyswette gaan ook voort. Volgens die Amerikaanse Departement van Handel het die gemiddelde tariewe van Suid-Afrika van meer as 20% in 1994 tot 'n gemiddeld van 7,1% in 2020 gedaal. Die tariewe val volgens die Amerikaanse owerhede meestal binne 8 vlakke wat wissel van 0% tot 30% met sommige artikels soos klere en hoender wat heelwat hoër is. Watter invoertariewe geld op hierdie oomblik? Tekstiel en klerebedryf, vesels 7,5%, gare is 15%, materiaal is 22%, voltooide materiaalgoedere is 30% en die belasting op klere is 40%. Motorbedryf vir die ligte voertuie is 25% belasting, onderdele en bykomstighede is 20 tot 25%. In die landbou word hoender met 42% belas tot 62%. Luukse goedere soos juweliersware word 45% belas. China het Saterdag gesê, die markte het gepraat in die verwerping van president Donald Trump van Amerika se tariewe. Hy het 'n beroep op Washington gedoen vir 'n konsultasie op gelyke voet. Die staatsbeheerde Xinhua nuusagentskap het die Chinese regering aangeraai wat gesê het die VSA moet ophou om tariewe as 'n wapen te gebruik om China se ekonomie en handel te onderdruk. Die markte het gepraat, het hy gesê. Hy het ook 'n foto geplaas van Amerikaanse markte Vrydag verder skerp geval het. Trump het 'n bykomende 34% in tariewe op Chinese goedere ingestel as deel van sy skokaankondiging Woensdag aand oor handelstariewe. Daarna het aandelemarke verder geval, veral nadat Trump gesê het, al het China teruggekap, kan hy nie van plan verander nie. Vir die week was die S&P 500 met 9% afgewees. Met al hoe meer deels elektrische aangedrewe trapfietsse op Kaapse paaie verwelkom die stadsvader nuwe nasionale wetgewing dat die fietsse wat tot 45 km/h kan ry as 'n motorvoertuig beskou moet word. Die Kaapstadse Metro gaan aan die Nasionale Departement van Vervoer skryf om meer duidelikheid te kry oor wat die praktiese implikasies van die wetgewing behels, sodat munisipale regulasies aangepas kan word. Intussen moet gebruikers van die fietsse onthou dat padreëls geld vir hulle net soos ander padgebruikers. Van die oortredings wat fietsryers veral begaan, is om op sy paadjies te ry en roekeloos op paaie te bestuur. Intussen het die provinsiale departement van mobiliteit gesê, goeie vordering word gemaak met die plan om elektrische aangedrewe voertuie in die vloot staatsvoertuie te gebruik. Ook Golden Arrow busdiens het reeds die eerste 20 elektrische aangedrewe busse gekry van 'n bestelling van 120 van hierdie soort busse. Die ander 100 busse sal deur die loop van die jaar aan hulle afgelewer word. Tonga Rusike, ekonoom van Boffa, het op 'n mediakonferensie gesê die verwagte jaargroei vir Suid-Afrika is nou slegs 1,4% vergeleke met 1,6% voorheen. Die stadiger verwagte groei het implikasies vir die inkomstegroei wat die staat kan verwag. Die nasionale tesorie verwag 'n groei van 1,9% vanjaar. Die fiskale jaar het nou eers begin en daar is nog baie bewegende dele, veral in die begroting wat nou eers goedgekeur is. Terselfdertyd is daar die risiko wat die gespanne verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika inhou. Dit alles dra by tot groter risiko's die verwagtinge oor ekonomiese groei. Die spanning in die RNE dra by tot die siening dat die potensiaal vir opgraderings begin verswak, omdat die aankondiging oor die 30% verhoging in invoertariewe op Suid-Afrika deur die Amerikaanse regering nog so onlangs is, wou Boffa nie werklik kommentaar daaroor gelewer het nie. Die tariefverhoging ook op motors van toepassing is, wat 60% van die land se uitvoere onder die handelsooreenkoms verteenwoordig, beteken dat Suid-Afrika gaan minder tariefvrye invoere hiervoor hê. Daar is geen voornemens
om die toelaag SRD te beëindig nie, volgens die minister Enoch Godongwana van Finansies. Die toelaag tans R370 per maand is aan die begin van die COVID-19 pandemie ingestel en word so lank as 'n voorloper vir 'n permanente toelaag beskou. Om mense te kry om aan die ekonomie deel te neem is 'n kritieke doelstelling, bekostigbaarheid en werkskepping moet oorweeg word, het Godongwana gesê. Daarop is gewys dat Suid-Afrika se reuse vlakke van werkloosheid ervaar. Godongwana sê werkloosheid in Suid-Afrika is onder meer te wyte aan stagnante ekonomiese groei. Die Singapore Sevens toernooi vir rugby het die naweek plaasgevind en weer eens het die Blitsbokke teleurgestel deur 9de uit die 12 deelnemende spanne gekom het. In die bekerfinaal het Fiji die magtige Keniane aangepak en 'n harde wedstryd het gevolg. Fiji het 'n stewige 21 punte aangeteken teen die naaswenners Kenia met 12 punte. Op die punteleer vir die spanne tans is in die eerste plek is Argentinië met 104 punte, in die tweede plek is Fiji met 96 punte, gevolg in die derde plek deur Spanje met 88 punte, in die vierde plek is die Republiek van Suid-Afrika met 70 punte, Frankryk lê 5de met 65 punte, in die 8ste plek is Groot-Brittanje met 50 punte, in die 9de plek lê Kenia met 36 punte, gevolg in die 10de plek deur Uruguay met 27 punte. In die dames sevens finaal het Australië vir Nieu-Seeland aangevat, maar die keer het Nieu-Seeland hulle bierdames ore aangesit en gewys hoekom hulle as wenners moes uittreë om uiteindelik te seëvier met 31 van Nieu-Seeland en 7 punte vir die Australiese dames. Soos gewoonlik het beide die wenners, mans en dames, geseëvier en die toeskouers is weer eens getrakteer met opwindende sevens rugby. Die dames se punteleer lyk soos volg. In die eerste plek is Nieu-Seeland op 116 punte, gevolg in die tweede plek deur Australië op 106 en die derde plek is Frankryk met 80 punte, gevolg in die vierde plek deur Kanada met 72 punte, Japan lê in die 5de plek met 64 punte, die VSA in die 6de plek met 58 punte, Fiji is in die 7de plek met 46 punte, in die 8ste plek is Groot-Brittanje met 43 punte. Die naweek was weer SA beker rugby reeks en het so uitgesien daarna. Die oostelike provinsie het 26 punte aangeteken teen die Luiperds se 17 punte. Hulle het in die Nelson Mandela Bay gespeel in die Toyota Cheetah Stadion in Bloemfontein. Was die Toyota Cheetahs die gasheer van die Nowawit Griffins van welkom. Die Cheetahs het geseëvier met 38 punte teenoor 31 van die Nowawit Griffins. Die Suzuki Griquas was die gasheer vir die Sanlam Boland Cavaliers en hulle het gewen met 42 teenoor 36. In die Mobile Stadium in Nelspruit was die Erling Pumas die gasheer vir die Grens Bulldogs en 'n groot wedstryd het gevolg en die Pumas het met 110 punte teenoor 7 gewen. In Outaniqua Park in George het die Pangela SVD Arende die Valke aangevat en die Arende het verloor met 18 punte teenoor die 24 punte van die Valke. Die puntelys van die SA beker lyk so. In die eerste plek is die Suzuki Griquas op 25, die tweede plek is die Erling Pumas op 25, in die derde plek is die Nowawit Griffins op 18 punte, gevolg deur die Cheetahs met 17 punte, en dan gevolg deur die Sanlam Boland Cavaliers op 15 punte, die Valke het ook 15 punte, die oostelike provinsie in die 7de plek het 12 punte, in die 8ste plek is die Pangela SVD Arende ook op 7 punte, die Luiperds is 9de plek met 4 punte, gevolg deur die Borre Bulldogs in die 10de plek met hulle 2 punte. Gerdasstein het dit Saterdagoggend in die Moederstad 6 oorwinnings op 'n streep gemaak in die veeleisende wedloop oor 56 km, al kon sy nie weer soos in 2024 die roete rekord oortref nie, is sy nie enigstens minder tevrede nie. Die boerling van Botawil het die eindstreep in 3 ure, 29 minute en 10 sekondes oorgesteek, meer as 8 minute voor haar naaste teenstander, die Keniaan Selmith Maruki, wat op 'n tyd van 3 uur, 37 minute en 50 sekondes slag gemaak het. Lesotho se Neheng Katala was derde met 'n tyd van 3 uur, 40 minute en 38 sekondes. Self teen die stylbulte van Chapman's Peak en Constantia Neck het Steyn haar gaping deurlopend vergroot. Steyn het verlede jaar haar eie rekord tot 3 ure, 26 minute en 54 sekondes verbeter. Die massas ondersteuners wat haar by die Aitjie se sportgronde ingewag het haar ouer gewoonte luidkeels toegeroep totdat sy die pyvlak ingekom het. Baie geluk aan Gerda Steyn met haar oorwinning.
Roan Venter is Vrydag aand in die 26ste minuut in die wedstryd van die ronde 16 in die Europese Uitdagbekerreeks beseer en moes die veld verlaat. Hy is deur Sibalalo Toma vervang. Die Leeu's het met 24 teenoor 12 verloor, nadat hulle rustyd met 0 teenoor 21 agter was. Wanneer 'n lyn staan of 'n skram byvoorbeeld laat in die wedstryde die verskil tussen wen en verloor kom beteken, kan jy dit nie bekostig om spelers in posisies te hê wat hulle nie ken nie, so het Ivan van Rooyen, die span se afrigter, gesê. Nico Steyn is as loskakel opgestuur en het ook 'n verskil in die span gemaak. Venter sal vandag in Johannesburg 'n skandering ondergaan om te bepaal hoe ernstig sy besering is. Ivan van Rooyen sê die Leeu's is teleurgestel met 'n derde nederlaag op die toer. Die wêreldkampioen Max Verstappen het gister die Japaneese Grand Prix in Suzuka City vir die 4de agtereenvolgende jaar gewen. Verstappen het in die eerste plek weggespring en het eerste klaar gemaak. Die sege was Verstappen sy eerste van die huidige Formule 1 seisoen gewees. Dit was die Nederlander wat 1,4 sekondes voor Norris, die huidige voorloper, op die puntelys klaargemaak het, sy 64ste Grand Prix oorwinning. Norris is nou net 1 punt voor Verstappen op die puntelys. Piastri het in die derde plek klaargemaak. Die eerste 6 renjaars wat klaargemaak het in dieselfde posisies geëindig as waarin hulle weggespring het. Charles Leclerc van Ferrari was 4de, George Russell van Mercedes was 5de en Kimi Antonelli van Mercedes was 6de. Die puntelys lyk so. In die eerste plek is Lando Norris op 62 punte, in die tweede plek Max Verstappen op 61 punte, gevolg in die derde plek deur Oscar Piastri op 49 punte, in die vierde plek is George Russell met 45 punte, gevolg in die vyfde plek deur Kimi Antonelli op 30, in die sesde plek is Charles Leclerc op 20, in die sewende plek is Alex Albon op 18 punte. Verlede jaar het die einste Shimlas, soos Koffsies, die eerste rugby span, bekend staan, die Maties in die half-eindronde in die uitgestap gewen. Die Shimlas het voortgegaan om verlede jaar die studentenreeks die Varsity beker te wen. Die Stellenbossers het die Shimlas verlede jaar in die eindstryd van die USA toernooi gewen. Die Maties het vanjaar 6 van hulle 7 wedstryde in die Varsity beker gewen en bo aan die reekslys se puntelys klaargemaak. Hulle enigste nederlaag was verlede maand toe hulle met 19 teenoor 29 teen Tuks en Stellenbosch vasgeval het. Daarteenoor het die Shimlas slegs 4 van hulle wedstryde so ver vanjaar gewen en 4de op die puntelys geëindig. Toe die Maties en die Shimlas vroeër vanjaar in die Eikestad slags was, het die tuisspan met 41 teenoor 37 gewen. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian op Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21-32, Polokwane 16-25, Lephalale 19-32, Mbombela 19-29, Mahikeng 17-25, Pretoria 17-24, Johannesburg 18-27, Ermelo 13-23, Richards Bay 21-31, Pietermaritzburg 15-27, Durban 21-26, Port St. John's 20-26, Bethlehem 13-17, Bloemfontein 16-18, Alwal Noord 15-18, Welkom 17-18, Vryburg 17-18, Kimberley 17-21, Appington 20-26, Prieska 17-23, Springbok 17-23, Karasburg 19-28, Keetmanshoop 19-30, Mariental 22-29, Alexanderbaai 18-21, Brandvlei 19-26, Loederitsbaai 17-21, Vredendal 19-25, Kaapstad 18-23, Sutherland 17-24, George 20-27, Jeffreys Bay 19-29, Taberra 19-32, Rafreinet 20-26, Oos-London 18-30, De Aar 17 grade Celsius in die oggend, 19 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R19.12 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.54, die euro kos R20.98, die pond verhandel teen R24.63, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $29.57 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.035 per fyn ons, die prys van Brent olie is $65.85
50 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir julle toegewens.